Hartlik goeiemôre, dit is Saterdag die 24ste Januarie 2026. Friedel, jy lyk vir my reg op die regte plek buite op die plaas. Goeiemôre. Hallo Sakkie, ja, dankie. Hoe gaan dit met jou? Ja, wat hier in Parys, droog, warm. Ek neem aan daar by julle dieselfde situasie. Ja, baie warm. Ons het so 'n week en 'n half terug 'n bietjie reën gehad, so hier by ons nog nie so droog soos party van die manne in die Vrystaat nie, so ons is baie geseënd. Ja, Friedel, back and closure. Dis op almal se lippe. Hierdie afgelope week was ek nou enorm besig gehou met 'n verskeidenheid van berigte, opinies, insette, letterlik oorstroom back and closure op hierdie stadium die nuus. Ek dink dit is vir ons nodig om regtig in te gaan in diepte op die back and close as sulks nie. Ek wil net graag 'n skermskoot deel hier met jou. Wat ek opgetel het wat die departement in die Vrystaat vir ons hierdie week uitgesit het, donderdag om die waarheid te sê, en ek weet nie of jy kan sien daar nie, maar Nwate is baie duidelik die brandpunt vir back and close hier in die Vrystaat. Ek wil graag net vir jou daai beeld laat sien, maar ek dink dit is algemene kennis. Ja, ons het elke Vrydag 'n vergadering met die staatsveearts en 'n klomp mense, en ons het ook nou daai kaart gesien, en eintlik wys daai kaart nou al vir 'n klompie maande. Dit is maar waar die brandpunt is, dis so op die grens, en dis eintlik sleg, want dit is duidelik, dit kom maar oor die rivier van die Noordwes en Gauteng af die heeltyd. Ja, dit is sinvol om te sê dat die grens is op hierdie stadium die Vrystaat se grootste risiko vir die invloei van back and close na die provinsie toe, is ek reg? Ja, dis 100%, want dis waar die nuwe infeksies ook maar die heeltyd vandaan kom. En ja, die ouens wat die beeste skuif het ook maar besluit, hulle sal verder afskuif. Ek weet op daai selfe vergadering, Frankfurt, Edenville, die meeste, ek dink dis 55 gevalle wat daar wat moontlik positief is, dit moet nog bevestig word. Maar ja, dis eintlik 'n ontploffing daarso. Ongelooflik. Friedel, interessant wat uitgekom het in al die nuusberigte is dat die regering wys eintlik vinger na boere wat nie gevalle van back and close aanmeld nie. Is dit 'n wesentlike probleem? Ja, Sakkie, dit word 'n groter probleem, want huidiglik die staat het geen enstof beskikbaar nie. Dit is nou al van Desember af, so die boere, en 'n ou kan dit verstaan tot 'n mate, want as hy dit nou aanmeld en sy plaas word as 'n positiewe plaas geïdentifiseer, wag hy nou vir enstof. So nou gaan hy nog 'n maand wag voordat hy gespuit word. So sy hele proses wat huidiglik ten minste 'n jaar gaan wees, wat hy nie besigheid doen nie, word net weer verder uitgestel. So vir daai ruk dan ten minste kan hy dan nog bietjie normaal aangaan met sy beeste. Maar ja, dis eintlik 'n skandale dat daar nie enstof beskikbaar is op die oomblik nie. Ja, dit blyk die grootste krisis te wees, die enstof en dan natuurlik die produksie van enstof hier in Suid-Afrika. Friedel, ek wil net vir 'n oomblik wegbeweeg, want ek sien ook in my afleiding uit al die berigte, die risiko word hier na die boere toe geplaas. Dis vir hulle die grootste probleem. En almal blyk vir my te vergeet dat die verbruikers is eintlik die ouens wat aan die kortste end gaan trek op die ou einde. Ek wil net nog iets sê, ek het gesien laasweek het daar in Landbou Weekblad was daar 'n aankondiging dat vleispryse geval het, maar nou weet ons ook dis 'n tendens. Januarie maand is vleisprys normaalweg laer, en dan maak dit nou voorsiening vir die res van die jaar. Voorsien jy in Vrystaat Landbou dat daar 'n groot styging gaan wees vir die verbruiker in die res van 2026? Sakkie, dit hang alles af van wat die staat doen en hoe vinnig hulle dit doen. As hulle die boere toelaat om te ent en die vleis, kom ons sê die vleismark kan weer normaal funksioneer, hoor die pryse dieselfde te bly, want dit bepaal ook hoeveel ons kan uitvoer, want jy weet dit verwyder weer produk uit die waardeketting uit.
en jy weet dit kan die pryse stabiel hou. Op die oomblik is daar baie vleis wat in koelkamers hang wat nie verkoop nie omdat die pryse so hoog was. So daar's definitief 'n mate van weerstand by die verbruiker, maar jy is absoluut reg, die verbruiker word nooit in ag geneem nie. Die agbare minister het ook nie eers op sy taakspan, elke keer sit hy nou mense by, maar daar's niemand wat kyk na die ekonomiese effek van elke plan nie, wat vir ons 'n groot bekommernis is. Ja, Vrystaat Landbou natuurlik, behalwe dat hulle omgee vir die boere van die Vrystaat, is daar ook 'n empatie ten opsigte van die verbruikers. Ek is seker daarvan. Ja, ons is kom ons sê die begin en die einde van die tou. En ons wil graag hê die verbruikers moet die produkte koop wat die boere produseer. Sonder die boer is daar nie kos nie en sonder die verbruiker is daar ook nie 'n boer nie. So dit is die tragedie van ons tyd. Almal luister na die middelmanne en niemand is eintlik bekommerd oor die twee belangrikste dele van hierdie komponent nie. Ja. Friedel, goed, net ter afsluiting vanoggend, is daar punte wat Vrystaat Landbou wil uitlig in hierdie krisis waarin ons bevind? Ja, Sakkie, ek dink die belangrikste ding is ek dink mense het gesien Sakeliga het nou persverklaring uitgebring dat hulle die staat 7 dae gee om te antwoord op 'n klomp vrae wat die privaat invoer van enstof en die privaat toediening sal toelaat. En ja, Vrystaat Landbou is deel van daai hofproses. So ons gaan nou maar die staat probeer dwing om die regte ding te doen en hierdie ding vinnig af te handel. Ek dink dis die belangrikste. Ja. Okay, dit is positiewe nuus, Friedel. Ons weet nog nie, ons is definitief nog nie daar nie. En as ons kyk na die onlangse geskiedenis, wil 'n mens sê ons hoop vir die beste, maar dit lyk vir my dit gaan maar bietjie druk. Daar's 'n weerstand, wil dit amper lyk van die regering se kant af om hierdie saak te besleg. Friedel, baie dankie weer eens. Ons gesels volgende Saterdag weer 'n keer en ons hoop daar gaan dan beduidende verandering wees in hierdie back and closure krisis in ons land. Baie dankie. Ons hoop so, dankie Sakkie.